Goeiemôre vriende, ek groet jou in die naam van ons Koning en Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer die woord te kan bedien. En ek lees vanoggend uit Efesiërs 5. Nou, as Paulus hier kom by Efesiërs 5, vers 15, 16, 17, dit gaan veral wees wat ek vanoggend gaan lees, dan sê hy dit eintlik na aanleiding van klomp goed wat hy al reeds gesê het vanaf Efesiërs 1. Maar nou kom hy in Efesiërs 5, vers 15 en dan sê hy, wees baie versigtig hoe julle lewe. So hier praat hy nou met die Christene, hy sê Christene in hierdie wêreld, wees baie versigtig hoe julle loop. Die Griekse woordjie is loop. Wees baie versigtig hoe jy elke dag loop. Wees baie versigtig hoe jou lewenswandel lyk. Jou lewenswandel gaan oor twee goed. Dit wat jy sê en dit wat jy doen. Wees baie versigtig oor hoe jy loop, want hy sê, laat ons nie loop soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense, dat ons dus met wysheid sal loop, met wysheid sal optree, met goddelike wysheid. Wysheid begin met die dien van die Here. En dan vers 16, nou kom hy en hy sê, en nou klink dit soos 'n teenstelling, aan die een kant sê hy, wees baie versigtig hoe jy loop, aan die ander kant, hier kom sê hy, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Nou, hierdie teks kan 'n klomp mense letterlik net daai stukkie vat en dan gaan hulle woes, dan gaan hulle mal. Nou die dag was ek weer by die boelrand daan van Wyksvlei en daar het 'n paar manne regtig die beste geleentheid gemaak van elke geleentheid om groot pret te hê met hulle karre. Ja, dit was sommer net lekker om dit te kan sien. Maar ander het baie het weer die beste geleentheid gemaak van elke geleentheid om te drink. Nou, kom ons los daai ene daar. Maar Paulus kom hier en hy sê vir ons as Christene, wees baie versigtig hoe jou lewenswandel lyk, maak die beste gebruik van elke geleentheid. En hier bedoel hy nie, hier's twee goed wat jy nou moet van kies. Jy moet kies of die een of die ander ene nie. Dit staan nie teenoor mekaar nie, maar vir 'n Christen, hoe kan ons hierdie goed belyn, dat dit in dieselfde rigting loop? Hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Hoekom? Want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar tree verstandig op, tree met die wysheid van die Here op, maar probeer te weet te kom wat die wil van die Here is, wat julle moet doen. En dan kom hy by die bekende vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar. Nou vier goed, sing onder mekaar, psalms, lofgesange, ander geestelike liedere. Juig, innerlike juiglied tot eer van die Here. Dankbaar altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus en wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nou kom hy weer terug en sê, hoe loop ons? Ons loop met 'n lied in die hart, ons loop met 'n uiterlike lied, ons loop met dankbaarheid, ons loop met 'n onderdanigheid aan mekaar deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Nou kom ons raak 'n bietjie prakties wat hierdie teks betref. Paulus sê, wees versigtig hoe jy loop in hierdie goddelose wêreld, want mense sien ons, hulle kyk na ons woorde en hulle lees ons dade. Nou kom ek vertel nou, ek het nou gesê ons was in Van Wyksvlei, deel van my besoek weer aan die Noord-Kaap, was om saam met Jakobus 1 vers 27 'n organisasie daar van die Wes-Kaap te gaan uitreik by die boelrand. En daar het wonderlike goed gebeur. Ja, natuurlik, soos ek gesê het, manne het die beste gebruik gemaak van die geleenthede wat die wêreld bied, maar ons het gegaan om as Christene die beste gebruik te maak van die geleentheid wat God ons bied, om daar deur ons woorde en deur ons lewe net 'n getuie te wees vir die Here. En so die Vrydagmiddag aand, vroegskemer, hier kom nou ons aangestap, en nou ons het nou al, hy's, soos ons self sê, hy sal 'n bietjie oorbedien. En hier kom nou ons wat al 'n bietjie oorbedien is, en hy sê, manne, kan ek julle 'n persoonlike vraag vra? En ek sê vir ons, ja, jy kan 'n persoonlike vraag vra, maar net as ek vir jou
ook 'n persoonlike vraag kan vra. En nou ons sê man, die saak is reg, jy kan sommer begin. Ek sê nee, jy's eerste, vra jou persoonlike vraag. En ons vra, geniet ons die lewe, geniet ons dit hier manne, is die lewe lekker, is die lewe 'n lied, maak julle die beste gebruik van elke geleentheid wat die boelran julle amper kan bied. Dit is wat ons sou gevra het. Ek weet eintlik nie wat ons gevra het, hy self lag ook en sê, hy weet eintlik nie wat hy ons gevra het, maar min of meer kom dit daarop neer, geniet ons dit wat hier gebeur. En toe hy klaar is, toe sê hy vir my, is nou jou beurt. En ek vat ons so aan sy skouers en ek kyk ons so diep in die oë. En ek sê vir hom, ons, ken jy Jesus? En ons 'n vriend wat by hom staan, hy sê ja, die man ken Jesus. Nou ons kyk my so, hy sê ja, ken Jesus. Maar ek lewe nie soos wat God wil ek moet lewe nie. Ek worstel met goed in my lewe. Ek is nie, my dade getuig nie dat ek 'n Christen is nie. En dit is ook maar, ons is ook maar 'n naamchristen, soos baie mense wat hierna kyk en baie mense in ons land, naamchristene. 'n Christen om te sê, ek is dit, maar my lewe bevestig dit nie in hierdie wêreld nie. Ag, en daar 'n lang gesprek met ons betrokke en ons sê toe, maar kan ek gedoop word? Ek wil graag gedoop word. En nou kyk net hier, dit is nou om die beste geleentheid gebruik te maak van 'n geleentheid wat God jou bied om op te staan en vir hom te getuig met jou woorde, maar ook met jou dade. Ons gisteraand wat daar gebeur het, Romeine 1 vers 16 en 17, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. En na aanleiding van gisteraand se gesprek, Kolossense 3 sê, trek die ou klere uit, trek die nuwe klere aan. Jy het daai ou vuil hemp van gisteraand uitgetrek. Vandag is dit 'n teken van ek trek uit, ek maak los van agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek gaan nuwe kleed aantrek. En die nuwe kleed is Jesus Christus. En Jesus Christus kom bevestig dit ook deur eienaarskap te vat oor jou lewe. Jy is nie meer ons vir myself nie. Ek is nou ons vir die Here. Ons, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar's hy. Daar's die eerste doop op die boelran en daar maak ons toe nou saam geskiedenis. So maak die beste gebruik van elke geleentheid. En ook sommer daar by die boelran, hoe mens dan die suurdeeg in die wêreld is en regtig verhoudings bou met mense om daar 'n verskil te maak. En van daar af die dade. Ag, vriende, ek is van daar af weer dit was verskriklik om te sien hoe ons boere swaar kry. En ek het net gaan kos uitdeel. Dit breek 'n mens se hart. Dit het my net gevang die keer. En ek kon maar net gaan gee wat mense gegee het. En 'n wonderlike getuienis. Ek gooi petrol in of diesel in op pad soontoe. En daar kom 'n vroutjie by my en sy sê, ek sien jou bakkie, sê jy doen droogtehulp. Ek sê ja, sy sê, kan ek 'n bydrae gee? Ek wil tog so graag altyd 'n bydrae gee. En maar kan sien, sy het dit nie breed nie. Sy trek R1000. Ek dink sy sou dalk R100 trek. Ek het gedink dis wat sy kan bekostig. Sy trek R1000. Sy gee dit vir my. Sy sê, gaan seën mense daarmee. Ek wil amper die R1000 vir haar teruggee. Want ek kan sien sy het dit nodig. En sy sê nee, dankie dat ek dit kan gee, dat julle mense kan help. En ek vertel 'n vriend van my, hy sit nog R5000 in.
En kon ek vir mense 'n druppeltjie in die emmer gaan gee, klomp kos, geld vir diesel, nog geld om kos te gaan koop. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ek wil vandag vir jou vra, wat doen jy om deur jou woorde, maak nie saak wat jou omstandighede om jou is nie, op te staan vir die Here en die beste gebruik te maak van 'n geleentheid om vir die Here te getuig. Dankie vir julle wat insaai en begin het, dat ons kan gaan uitdeel. Dis 'n manier wat jy betrokke is. Maar wat doen jy elke dag om deur jou lewenswyse 'n verskil te maak in iemand se lewe? Gister kon ek ook begin het betrokke wees by die Handicapped Scuba Association van Suid-Afrika, waar hulle dive-a-thon het. Begin het kon daar ook gaan help. Ja, ons kon daar help om 'n toilet te sponsor. Help laat duikers in die water kan kom en weer kan uitkom. Maar dit is sulke klein goedjies waar ons die lig en die sout kan wees in hierdie wêreld. My uitdaging aan elkeen van ons vandag is, kom ons wees versigtig hoe ons loop in hierdie wêreld. Maar in hierdie wêreld, kom ons maak die beste gebruik van elke geleentheid. Want ons lewe in 'n goddelose tyd. Kom ons gaan uit. Ons gaan dien mense om ons met ons woorde en met ons dade. My vriend, vrede vir jou. Mag die Here jou seën, sodat jy tot seën kan wees vir mense om jou. Amen.